This morning I'm busy in my office. In the office, I'm busy drinking tea. While I'm drinking tea, something come up on my mind that I have to read my Bible. Alright? It is very important to read your Bible in the morning time. Before praying, you have to read out of the Bible, and then some verse, even one verse, out of any chapter that you get, and then you have to pray to God for the morning that God give you grace. Amen. Praise the holy name. Amen. So I will start. I'm at work now. Currently, I'm at work. I am at work. I'm enjoying also my coffee. Currently, I'm at work. But at work, I have also my Bible. You have to go with your Bible everywhere, any way that you go. You have to go with your Bible. You have to have a protection. So that if the enemy came to your table, then he saw the Bible is there. Amen. Praise his holy name. Amen. Praise his holy name. So I decided, not decided, but something come on my mind to read the Bible. A verse from the Bible, and I go through the Bible, and I find Psalm 91 says, I will read it in Afrikaans. Not a whole verse, but I will read it from 1 up to maybe 10. Or I will read the whole verse. Amen. Praise the Lord. It reads as follows. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind. Jy vind by die allerhoogste skuiling. Vanoggend kom vind ek 'n skuiling by die allerhoogste. Dat zal ik nog in Engels gaan verduidelijken. For those who are only understand English. For now, I'm only having Afrikaans Bible, so I will read it in Afrikaans and I will translate as I understand in Afrikaans. Hy wat die by die allerhoogste skuiling vind, sê die opskrif. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Amen. Ons sometimes as jy bid of as jy so ronddwaal, soms as jy so by die werk is en jy sit so rond en dan voel jy so alleen en daarna wat jy in jou binneste in, dan vind jy toch skuiling by die Here. So sê die vers. Jy vind toch 'n skuiling by die Here, dat jy toch ook daai lekkerte het. Jy voel so lekker as jy die woord van die Here so in jou binneste het. En as jy die woord van die Here so spreek, so saggies so binne in jou, dan voel jy toch ook die lekkerte, moet ek maar sê, soos dat jy sê, jy geniet dit. Amen. Die tweede vers sê, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Hy sê, U is my toevlug. Na wie toevlug ons?
ons kan toch mense te vlug nie. Ons voel altyd ook jou ma, jou pa, jou suster, jou wie, as jy by hulle is, of by hulle naby is, voel jy toch hy. Maar nee, dat is toch ook niet genoeg nie. Skuiling by die Here is die grootste beskerming wat jy toch kry. Amen. Dit is 'n veilige plek. Amen. As jy toch ook die naam van die Here aanroep en so bid op die naam van die Here, dan voel jy toch ook die veilige vesting in die Here. Amen. En die 3de vers sê, dit is hy wat jou uit die voelvanger se wip hou en jou bewaar van die dodelike siekte. En die 3de vers sê, dit is hy wat jou uit die voelvanger se wip. Prys die naam van die Here. Dat is mos 'n voelvanger. Die kinders dan is altyd so as hulle die voeltjies wil vang, dan hulle so trips om voeltjies te vang, om 'n prootjie te kry, om 'n prootjie te hê en dat is wat en jou bewaar van dodelike siekte. Dit is hy wat jou uit okay. So die kinders vang ons al die dae. Nou as ons gevang word, dan word jy mos ook doodgemaak. Amen. Dan maak die kindertjies ons die voeltjies ook dood. Nou die vers sê, word jy deur 'n wip van 'n voeltjie gevang word. Hy beskerm jou uit dit. Die Here beskerm, die beskerming van die Here is groot. Hy kyk nie wie jy is nie, hy kyk nie wat jy is nie, maar omdat ons sy skepsels is, beskerm die Here iedereen. Prys sy wonderlike naam. So kom ons bly by die Here. Kom ons bly by die Here. En kom ons nie mekaar afbreek nie. Kom ons bly by die Here. Kom ons geniet die woord van die Here. Amen. Van die Here sê, al word jy gevang in 'n wip, in 'n net, in 'n voeltjie se wip, is daar 'n beskerming van jou. Ongeag of jy gevang word, jy kan ook uit die wip uit, kan jy ook uitglip, en dan kan jy ook jou lewens beskerm. Amen. So die beskerming wat ons deurgaan, is die beskerming wat die Here vir ons beskerm. Ons dink omdat ons miskien wat jy van 'n wolf gejaag en hy het jou amper gegryp en hy het jou amper gebyt of something like that. Maar dan glip jy daaruit, dat dink jy dit is uit jou eie uit, wat jy nou uit hy gevangene uitgeglip het. Nee, dit is die genade van die Here, dit is die beskerming van die Here, wat vir jou daar uithaal. Die beskerming van die Here, en my prys dit. So kom ons bly by die Here, en kom ons geniet om 'n kind van die Here te wees. Kom ons geniet net daai gedeeltjie om 'n kind van die Here te wees. Om 'n kind van die Here te wees is nie te sê dat jy 'n gelowige is nie. Dat jy moet ken, kom maar en wie dan nie. Die kind van die Here om 'n gelowige te wees is ook dat jy elke dag moet weet om te bid, elke dag in 'n beskerming moet wees, elke dag moet ons weet hoe met mekaar te praat, elke dag moet ons weet
mekaar te respekteer. Dit is wat ook saamgaan met die woord van die Here. Ons kan net nie, omdat ons die woord van die Here weet of het of ken, kan ons net nie lewe soos wat ons lewe nie. En die ander ene ondermyn nie, en die ander ene wil onderdruk nie, omdat hy ene miskien nie die Bybel versies ken soos wat jy ken nie. Die Bybel sê dat die ene wat meer geleerd is, moet die ene help wat miskien nie die woord so baie ken of so ken soos wat jy ken nie. Kom ons help mekaar met die woord, kom ons bid vir mekaar en mekaar die woord leer. Dit was net kortliks wat ek toch vanoggend hier wil gesê het. Amen. Ciao.